Loof die Here. Die Here is goed. Die Here is altyd goed. Het is wonderlik om vanmôre hier saam te wees, en dankie vir elkeen wat hier is, en mag jy vanmôre van die Here ontvang. Mag jy vanmôre sê, Here, kom verander my hart. Here, kom verander my lewe. Jy sien, dit laat my so dink, dat baie keer dan sit mense in die kerk en as die mense sê, maar ek weet nie eintlik wat ek gekry het vandag. Maar oor 'n tydperk kom jy tog agter iets is besig om te verander in jou lewe. Oor 'n tydperk wanneer jy die woord van die Here lees, dan kom jy agter maar iets het verander in my hart. Jy sien, die woord van die Here is so kosbaar en ons moet dit altyd ook so sien dat dis saad wat gesaai word. Dis saad wat gesaai word en baie keer in daai oomblik is jou hart nie ontvanklik nie. Die grond is nie voorberei. So jou hart is nie altyd ontvanklik vir daardie saad nie. En daai saad lê baie keer vir jare lank in jou hart. En op die regte tyd, wanneer jou hart voorberei is, wanneer jy op die plek is, wanneer daai Papa sê, jy op die plek is en sê, Here, maar nou is my hart voorberei, dan ewe skielik, dan verstaan jy iets wat jy nooit verstaan het. Die ene oom het ook so vertel ons wat hy gesê het, maar hy verstaan nie waarom moet hy kerk toe gaan en waarom, so 'n hele storie gehad. En die ou vrou van die sê vir my, kan jy onthou, hoeveel jaar is jy nou getroud? Nee, is amper 50 jaar. Kan jy onthou, al die kos wat jou vrou vir jou gemaak het? Kan jy alles onthou wat sy vir jou gemaak het? Maar jy lewe. Dit beteken vir my dat die kos wat jy gekry het, het jou aan die lewe gebring. Jy het nie altyd verstaan hoe dit werk nie, maar dit het jou aan die lewe gebring. Ek wil vanmôre vir jou sê, as ek skryf in Petrus, ek wil vanmôre net vir jou dit sê, maar dit is tyd om te begin groei. Dit is tyd om te begin groei. In die laaste week, so interessant hoe die Here met verskillende mense praat het, in die laaste week waar een persoon sê, maar hy proef van Desember af dat die Here vir hom sê, hierdie gaan 'n jaar van genesing wees. Ander een praat van die jaar van groei, ander een praat van die jaar van fondasie is gelê, maar nou gebeur dit. Die woord van die Here sê, lê dan af alle boosheid, bedrog, geveinsdheid, kwaadpratery, afguns en verlang soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Jy sien, is daai verlange wat ek en jy moet hê na die woord van die Here, en sê, Here, maar ek wil self van die ontvang, want die woord sê, sodat jy daardeur kan opgroei. Dis goed en wel, dis wonderlik en is lekker dat jy hier is, en dat jy Sondag na Sondag hier is, maar my vraag is, of ek wil vir jou vanmôre sê, daar is meer as net Sondag. Daar is 'n hele lewe wat elke dag voor jou lê. Daar's 'n lewe wat ek en jy elke dag moet gaan leef vir die Here. Die lewe kry sin en doel wanneer ek en jy begin bestaan, maar God wil my gebruik. Hy wil my gebruik as mens in sy koninkryk. Die Here wil jou gebruik. Ek wil vanmôre praat oor gehoorsaamheid. Maar ek wil vir jou sê dat gehoorsaamheid begin eintlik met geloof. Baie keer dan vra ons die vraag, maar hoe gehoorsaam is jy teenoor die Here? As die Here met jou praat, is jy gehoorsaam om te doen wat hy vir jou sê om te doen. Maar my vraag vanmôre is, ek wil vir jou vat na woord van die Here daar in Lukas, die 5de hoofstuk. As jy die Bybel het, lees saam, en ek wil jou aanmoedig eintlik om, soos ek ander dag ook gesê het, om jou Bybel saam te bring as jy kerk toe kom. Weet almal hou nou baie meer van tegnologie en al die goed, maar bring jou Bybel sodat jy kan skryf, sodat jy kan notas maak. Die interessantheid is baie keer sê ons, nee, maar ek was by foon gewees, maar ek was by Bybel. Maar baie keer dan sit mense so in wonder nie, en waarom is jy ou nou besig?
Dit is net altyd vir my besig, maar vir my is dit beter, om sê wat ek in my Bybel berei. Met my Bybel berei. Want dit is so maklik as dit jou foon is, dat iets anders te jou aandag kan aftrek. Want nou as jy besig met die Bybel op jou foon, maar eers skielik sien maar wag, hier het iets deurgekom. Onmiddellik is jou aandag weg. Onmiddellik kom breek dit wat die Here besig is met. So ek wil jou regtig aanspoor om bring jou Bybel saam, maak merke daaraan, skryf datums daarby, gebruik dit as 'n handleiding. Dit was net so sê moet toe. Here, baie dankie vir genade. Dankie vir die liefde, Here. Here, dankie dat ons vanmôre voor U kan kom en vir U kan vra, Here, my gebed vanmôre is dat U werklik die woord vir ons oopbreek. Here, dat die saad wat gesaai word, dat dit in vrugbare grond gesaai word. En dat hierdie saad sal ontkiem en dit sal begin groei en op die einde sal groot vrug dra. Tot ere verheerliking van U koninkryk, van U naam. Ons loof die Here in Jesus naam. Amen. Woord van die Here sê ons in Lukas 5, nou wat hier gebeur het is, ek gaan net eers gou die eerste 3 verse vir jou hier lees, die aan 4 en 5 is daarso. Ons gaan aangaan, ek kan net vir jou lees wat gebeur het hierso. Is Jesus besig, hy sê, en toe die skare by hom aandring om die wat te hoor, om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeneem. Ek wil net weer vir jou terugbring. So laasweek het ons gehoor dat die Here met Esegiel gepraat het. En die Here sê vir hom, hy moet profeteer oor hierdie droë bene. En die ding wat my net daar gevang het in die hele week so by my was dat ek sê, hoor die woord van die Here. Want die woord van die Here gee lewe. Die woord van die Here bring lewe, bring vernuwing, bring herstel. En hier kom die skare en hulle sê, hulle dring by Jesus aan om wat te hoor? Om die woord van God te hoor. Baie keer wil die mens alles hoor wat daar buite aangaan en so bang jy mis iets. Maar hier is die belangrike woord om te hoor. En toe wat gebeur? Hy sê vers 4, en toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep waters en laat julle nette sak om te vang. Here Jesus praat met hom en hy sê vir hom, Petrus, ek wil hê jy moet nou 'n bietjie ingaan en te gaan vang. Maar Petrus antwoord hom met 'n ding ook en hy sê vir hom in vers 5. Hy sê, en Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang. Maar op U woord sal ek die net laat sak. So dikwels is die vraag, as ek gesê het, is jy gehoorsaam aan die stem van die Here? My vraag is, ken jy die stem van die Here? Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vir iemand vra om jou te help met iets, dan moet jy tog 'n sekere vertroue hê dat hierdie persoon weet wat hy of sy doen. Jy moet tog weet, maar weet jy, daar's iets meer hier aan vir my. Ek gaan nie net enige een vra nie. En in hierdie geval wat gebeur is, Petrus verduidelik en hy sê vir Jesus, maar die hele nag het ek al gevang. Ons het niks gevang nie. So asof Petrus net wil sê, maar dis my kant van die storie. Ek het hierdie al probeer. Dit het nie gewerk nie. Maar kom op 'n belangrike gedeelte waar hy vir Jesus sê, en hy sê, op grond van op U woord. Maar op U woord, ek sal hoor, omdat U vir my gesê het ek moet doen, gaan ek dit doen. Ek gaan luister en ek gaan dit doen. Wat gebeur? Die volgende oomblik doen hy dit. Daar's gehoorsaamheid wat by hom plaasvind. Hy doen dit. En wat gebeur? Ewe skielik. En toe hulle dit gedoen het hulle 'n groot menigte visse ingesluit. En hulle
hulle net wou skeer. Ewe skielik, Here, maar ek het die hele nag gevang, het nie gewerk nie, maar Here, wat U vir my so sê, gaan ek te doen. Ek gaan gehoorsaam wees in nie. Here, maar dit maak nie vir my sin nie. Here, ek weet nie hoe die werk nie, ons vang nie gewoonlik hierdie tyd vir die dag vis nie. Here, dis nie hoe dit werk nie. Here, U verstaan nie hoe werk dit in my lewe nie. Here, U verstaan nie hoe werk dit in vandag se tyd nie. Here, U verstaan dalk iets heeltemal reg nie. Die woord sê, vertrou op die Here met jou hele hart en maak nie op jou eie insig staat nie. Ja, die Engels is vir my so mooi, want hy sê, do not lean on your own understanding. Hy dink van jy leun teen iets, jy hou vas aan iets. Die woord sê, moenie op jou eie, dit wat jy geleer is, dit wat jy selfs deur ervaring opgedoen, moenie altyd daaraan vashou. Want jy gaan ook sê, nee, ek kan nie, weet jy wat, nee, ek is jammer, ek gaan nie vryspreek, ek gaan nie vergewe, maar daai mense gaan net weet nie. Dit het niks met daai mense te doen nie. Gaan op wat die woord van die Here vir ons sê. Wat gebeur? Daar is 'n effek. Op Jesus se woord is daar 'n effek. Hulle vang so groot menigte visse, wat gebeur? Dat die woord sê dat hulle maats moes roep. Die Engelse vertaling praat van die partners. Hulle sê daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skei om hulle te kom help. En hulle het gekom om albei die skei te vol te maak sodat hulle amper gesink het. Jy sien die moment hoe hy luister na die woord van die Here en hy doen wat God vir hom sê. Ek wil jy die prentjie kry in jou eie lewe vandag. Ek wil hê dat jy die prentjie kry en sê, Here, wanneer ek U gaan toelaat in my lewe, gaan dit nie net my lewe aanraak nie. Dit gaan 'n effek hê op die mense om my heen. Want ander gaan sien dat my lewe het verander. Ander begin sien, maar iets anderste is nou in die gebeur. En ander gaan die voordeel van Jesus trek in jou en my lewe. Jy sien so baie keer wil ons sê, maar Here, ek wil dit eers sien. Here, kan ek hierdie regtig vat? Want ons is mos geleer, maar sien is goed. Daar's 'n tyd wat jy net moet doen. Ek wil tog hierdie met jou deel. In die week voel ek op 'n stadium, maar daar's 'n plek wat ek so ruk terug verby gery het en ek het die plek gesien, is vir hierdie mooi plek en ek ry daar verby en ek ry op 'n stadium later weer, nie nou dag maar van tevore, gaan wys ek vir die kinders ook hierdie plek waar hierdie mooi perde staan. En Dinsdag op 'n stadium voel ek net, maar ek moet volleybal toe. Maar ek sien hierdie plek in my kop. Nou ry ek so half, moet ek nie, kinders gaan by die skool uitkom. En ek ry volleybal in en ek voel nog steeds, maar dit is letterlik as ek voel, maar iets stoot my, iets dring my om net aan te gaan. Nou kyk ek die tyd, so ek dink, my kinders gaan eintlik al uitkom, dalk moet ek terugry, en ek ervaar, weet jy wat, hulle is nou nie so ver van die huis, of dit is te ver, hulle kan stap. En as my oomblik daai ding van gees of vlees, en ek voel, ek moet aanhou ry. En toe ek by die plek kom, toe ek verby ry, toe is die dryf weg. En ek draai om en ek stop en ek sit net en ek het baie gebid op pad, want ek het hierdie skrif waaroor ek verder wil bedien, het ek in die week gelees, en ek het hierdie, en eintlik is in my kop gewees, oor hoe die Here met Cornelius gepraat het, Petrus gepraat het, en hoe hulle gehoorsaamheid gepraat het, en wat God gedoen het. En nou ry ek, en ek draai om en ek sit, en ek sit en kyk in hierdie, en dit is net vir my mooi, en ek vir die Here, en ek bid met hom. Nou so 'n werker was staan, en sê ek, hy wil so kyk, die ander staan 'n vrou wat so, kyk, wat is daar so 'n man wat so baie beheer, ek dink, want dit lyk seker vriend. Er staan iemand voor ons plek, en weet jy wat soek hy? En ek dink, maar dat moet ek maar ry. En toe ek ry, ek vir meneer Pieter, jy het nie net om om te gaan. Net nie dat toe gery om net te wees, en ek besluit ek gaan. Ek stop vir die hek en ek praat en vra vir die ouma, waar is die eienaar van die huis hier, wel sy. En ek begin met te praat en ek sê, ek weet nie wat ek hier maak nie, maar ek weet nie die Here is vir die plek. En ek ry net hier na toe vandag.
Hy sê vir my, het jy van Robertson tot hier gery, nie wat jy bring jou op. Hy sê, kom in. En sy vrou is daar, ons begin gesels. En ek moet vandag vir jou sê, hy sê vir my, maar dankie vir my gehoorsaamheid. Hy by my. Ek weet nie of hulle nog enige gaan uitval nie, maar hy sê vir my, Pieter, ons kom van 'n ander plek af, ons is so 4 jaar hier, ons het nodig ingeskakel het. So 'n maand terug, toe sê ek vir my vrou, ons moet ergens inskakel. Dis nie die punt, of hulle hier sal uitkom of nie. Die punt is toe ek het gedoen het, ten naait hy weer vir my boodskap gestuur en sê, dankie vir die gehoorsaamheid. Jy weet nie, ek wil vandag vir sê, jy weet nie altyd wat is die effek van jou gehoorsaamheid. Dit maak nie altyd sin. Is om gehoorsaam te bly. Daar's die getuienis wat ek eendag gehoor het van hierdie man wat vertel het, hy het in 'n parkade het hy gestaan. En hy was besig om sy sakke in die kar te laai. En hy ervaar die Here sê vir hom, hy moet uitskree, Jesus. Nou gaan hierdie mense in my kyk. Maar hy besluit, hy doen dit. En ek dink hy het 2 keer of 3 keer gedoen. Jare later kom hy op 'n plek en hy vertel ook hierdie ding van, of het so gebeur, daar kom 'n ou wat 'n getuienis lewer van hoe die Here sy lewe gered het. En hierdie ou vertel, daar was 'n dag in sy lewe wat hy gesê, maar hy weet nie wat aangaan nie, die lewe maak nie meer vir hom sin, vir hom saak en niks nie. En hy het bo op 'n gebou gaan staan en hy het vir die Here gesê, Here, as U werklik lewe, wat is U naam? En 'n ou van hom skree, Jesus. Jy sal nooit weet of jou gehoorsaamheid die kleinste dingetjie iemand se lewe het. Jy sal dit nooit weet nie. Die woord van die Here leer dit vir ons verder, dan sê hy vir ons, hier kom hy en hy sien wat gebeur. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Die teenwoordigheid van die Here, die waarheid van wat in Christus was, die Gees van God wat in Jesus was, maak dat Petrus ewe skielik besef, toe hy sien, hierdie Here het op gepraat en Jesus moet sê wat om te doen, en hy doen dit. Toe staan ook 'n waarheid. Interessantheid is altyd dat hy in daai oomblik besef, hy's geestelik bankrot, hy het Jesus nodig. Jy sien alvorens die mense op die plek kom wat hy daai geestelike bankrotskap erken en sê, Here, ek is besig op die verkeerde pad. Hy sal nie 'n volheidslewe vir jou. En hy gaan nie vir ons leef. Hy sê, en Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vanmôre vir jou sê, partykeer is daar 'n stappie van gehoorsaamheid wat jy moet doen, maar daar is 'n verdere vlak, daar's iets groters, dis nie nou net hierdie, Petrus, ek gaan nou kyk of jy luister wat ek vir jou sê, of jy my genoeg vertrou in hierdie, en toe hy dit doen, toe sê Jesus, kom luister, ek wil vir jou sê, as meer is dit, dan gaan meer is dit gaan oor meer is dit gaan, nou gaan dit gaan oor mense. Jy gaan 'n visser van mense word. Markus 1 sê, kom agter my en ek sal maak dat jy 'n visser van mense word. Jy moet bereid wees om te stap. Hebreërs 11:6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek wil môre vir jou sê, sonder geloof daarin om te weet dat Christus Jesus het aan die kruis gesterf en jy glo in hom, jy weet die prys wat hy vir jou betaal het was genoeg. Hy was die volmagte lam wat geslag is. Sonder geloof in dit kan ons God nie behaag nie. Hy sê, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. As jy tot God bid, maar jy glo nie, hy kan iets vir jou doen nie. Jy glo nie dat hy jou kan vrymaak van jou sonde, jou kan vrymaak van jou verlede nie. Waarom bid jy tot God? Dis om op daai punt te begin en sê, maar ek weet dat
God is 'n beloner, hy wil my beloon. Hy het 'n goeie plan vir my lewe. Die woord sê, ken die gedagtes wat ek kan gaan doen, gedagtes van vrede en nie onheil, sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. Tog teruggaan na daai skrif, dink jy's daar nie, maar skrif wat mense baie lief is om aan te haal, want dit klink lekker. Klink so lekker. Jeremia 29:11. Want ek weet watter gedagtes ek kan gaan en ek koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Luister dan wat sê vers 12. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Dan, as ek hierdie skrif reg verstaan, dan sê die Here hier vir luister, die dag en 'n dag kom dat julle my werklik gaan soek. Daar gaan 'n dag wees, ek weet wat ek gedagtes ek het. Ek het 'n gedagte om vir jou 'n verlosser aan 'n kruis daar te sit, sodat jy kan vrykom en sodat jy weer in verhouding met my kan staan, sodat daardie intieme verhouding weer kan herstel. Here het dit lankal beplan. Here het dit lankal beplan. Wat gebeur? God maak die heidene deel van sy volk. Hierdie gehoorsaamheid, en dis toe waar dit gebeur. As jy gaan kyk in Handelinge 10, en ek gaan net so hier en daar 'n gedeelte daar uithaal en die res kan ek vertel. Ek weet dis warm. Handelinge 10 gebeur het. Jy sien hier in hierdie gedeelte is dit die eerste plek waar die evangelie van Jesus Christus vir die heidene gegee word. Waar die heidene sê wat luister, jy kan ook nou deel hê aan God se volk. In hierdie gedeelte in vers 1 staan skryf en daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoof van oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy en sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in gebed tot God. Hierdie man was 'n heidene gewees. Nou daar's 'n interessante ding, dis 'n Griekse, is blykbaar 'n Griekse term wat hulle gebruik ook. Die hele woord van godvreesend is 'n Griekse term wat hulle gebruik het, dat wanneer iemand 'n nie-Jood was en hulle het die gebruik van die Jood begin aanleer, of hulle het begin doen soos in hierdie geval, twee van die belangrikste goed wat van hulle verwag was, en as ek daarna gaan kyk, wil ek sê, oor die Here God lief met jou hele hart, jy is die Here verstaan, al jou krag, en jou naaste soos jouself. Wat het hy gedoen? Hy het almoses aan die armes gegee. Hy het omgesien waar hy kon, na die armes. En wat het hy nog gedoen? Hy het gebid. Hy het gebid. En 'n interessante ding wat hier gebeur, is om te besef dat hier's Cornelius en hy bid ook soos wat die Jode ook gaan. By 9de uur, die 9de uur is dan 3 uur die middag, het hy gebid en die Here praat met hom. Ek verskeie engele aan hom en hy sê vir hom, maar jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtes gekom. Ek kyk dit alles, ek het alles daar sien. Die engel sê vir hom, luister, God het jou hart gesien. God het gesien dat jy na hom soek. En hy beveel hom, hy moet 3 manne stuur na Joppe toe. Daar is 'n man met die naam van Simon, wat ook Petrus genoem word. Hy vat 2 slawe en hy vat ook 'n godvreesende man, met ander woorde, ook 'n nie-Jood, maar wat eintlik die gebruik van die Jood gevolg het. En hy stuur hulle dan so na die huis van Petrus, daar waar Petrus gebly het. En dan in vers 9 staan daar geskrywe dat Petrus, en dit was die 6de uur, so dit was 12 uur die dag, toe besluit Petrus, hy gaan nou bid. Daar was gebruik gewees dat hulle soms 3 keer op 'n dag gaan bid het. Die toegewyde mense het baie keer dit besluit, die Jode sê maar, ek gaan 3 keer op 'n dag gaan bid. So hy was 12 uur die dag, was hy op die dak gewees. En het gaan bid. Hy het tyd met die Here deurgebring. Wat het Cornelius gedoen?
hy het tyd met die Here deurgegaan. Dit sê vir my, hulle het geloof gehad in God. Hulle het geloof gehad in God. Onthou net, hierdie Petrus wat ons hiervan lees, is Petrus, selfde Petrus wat Jesus verloor het. Dis dieselfde Petrus wat Jesus weer gaan haal. Sit net, weer daar by die vuurtjie. Petrus het jy my lief. Die Here gee vir hom nog 'n kans. Dieselfde Petrus wat Jesus verloor en dan Jesus opstaan sê wat sê vir Petrus, wag vir hom. Hierdie Petrus het iets van Jesus beleef. Hy gaan ook op om te bid en die woord sê dat honger geraak het. Nou net voordat hy wil afgaan sê die woord dat hy eintlik in 'n verrukking van sinne hier daaroor opgekom het. Met ander woorde, in 'n oomblik het hy 'n visioen gehad. In 'n oomblik was hy nie by homself nie. Sien hy hierdie visioen en hy sien hierdie laken wat afsak met 'n klomp viervoetige diere in. En die stem sê vir hom, slag en eet. En hy sê, nee, ek kan nie. Hy sê nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onrein geëet nie. Weer kom die stem na toe. 3 keer gebeur het en dan wat dan gebeur is, dan sê die stem vir hom, wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig maak nie. Ag nie. Hierdie het nie gegaan oor die kos nie. Dit het gegaan oor die kos en terwyl hy nog wonder, maar waaroor gaan dit dan nou eintlik? Sê die Here vir hom, luister hier so, die woord sê die Gees kom te boven, sê daar's 3 manne wat jy soek. Jy moet saam met hulle gaan. Die Here praat met Petrus en sê, luister, daar gaan 3 manne kom. En jy moet saam met hulle gaan. En Petrus in gehoorsaamheid doen hy dit. Die eerste ding wat hy doen is, hy gaan maak van die deur oop en laat hulle in sy huis toe. Dis buite die norm. Dis buite van wat toegelaat was. 'n Jood het nie 'n Jood in sy huis toegelaat nie. Hy het nie iets onreins in sy huis toegelaat nie, maar op grond van wat die Here vir hom sê. Net soos wat ek sê, op u woord sal ek jy net laat sak. Laat hy inkom. Hulle daar wou oorgebly en die volgende dag het hulle weer teruggegaan. En hulle het toe nou met mekaar gepraat en hulle eintlik vir hom vertel maar dat hulle het hierdie hoofman oor 100 wat hulle gestuur het. En hy het 'n engel gehad wat vir hom verskynlik sê, hy moet vir Petrus kom haal. Was iets wat hy vir hulle moet vertel. So gaan Petrus en hy kom by Cornelius aan. En toe hy instap, toe Cornelius hulle voor hom neerval, en hy sê, nee, staan op asseblief. Ek is ook maar net 'n mens. Ek is self net 'n mens, sê in vers 26. En hier kom 'n kosbare gedeelte. Wil hierdie vir sê, vers 30 ook. Ek het dit al op hier. Vers 30 sê Cornelius, 4 dae gelede was ek besig om te vas. Tot op hierdie uur. En die 9de uur het ek in my huis gebid. Cornelius was besig om te vas. Cornelius was besig om die aangesig van die Here te soek. Petrus was besig om te bid. Ek dink nie daar's een mens wat vir my gaan sê met 'n skoon hart, is nie, ek wil nie regtig doen wat die Here wil hê ek moet doen. Ek glo die mens wil doen wat God vir hom wil doen. Elkeen van julle wat vanmôre hier sit, glo, sê Here, maar ek wil in U wees. Here, ek wil doen wat U wil hê. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, gehoorsaamheid kan nie gebeur as jy nie glo dat God is nie, 'n beloner van die wat soek nie. As jy nie tyd met hom deurbring nie. Hy kan nie, hulle het gewag op die Here. En die Here het vir hulle woord gegee. En toe hy hierdie deur gepraat het, kom hy op 'n plek en hy sê vers 36. Vers 34 eers sê, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van persoon is. Toe besef hy hierdie rein diere en onrein diere, hierdie hele idee wat daar was, niks vir die kos te doen gehad. Dit het te doen gehad met dat as geen in God se oë in Christus is,
is daar nie meer Jood of Griek nie. Dit kan jy vir jouself gaan lees, ook in Galasiërs 3:28. Dit sê, daar staan dis nou geen meer Jood of Griek, man, vrou, as jy in Christus is. Almal het toegang tot Jesus. Hy sê maar, luister hier, maar in elke nasie, die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Moenie dink ons hoef nie God te vrees nie. Ons moet God vrees, ons moet agting vir God hê. En ons moet in geregtigheid wil wandel. Hy regverdig ons, hy lei ons maar wil wandel. En dan sê hy, dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het, deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. En so gebeur dit in, van die hele stuk lees nie, raak laat, ek kry warm en weet, ek wil klaar na, maar ek wil vir jou sê dat, terwyl hy besig is om te praat, en hy verduidelik vir hulle, hierdie Jesus wat gekruisig is, wat gebeur? Hy was nog besig om te praat, en toe met eens, toe word hierdie mense gedoop met God se Gees. Sê die Heilige Gees het op almal geval waar die woord gehoor het. Luister wat sê vers 45, hy sê, en die gelowiges uit die besnydenis, die wat eintlik deel was van God se volk, sê, maar almal van hulle was saam wat saam Petrus gekom het. Hulle was verbaas gewees. En Petrus sê dan van luister, as God hulle gedoop het met sy Gees, wat verhoed ons om hulle met water te doop? Hy sê, niemand kan op die water weer, dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie, en hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle vir hom gevra waar daar gebly. Luister. Om aan God gehoorsaam te wees, van 'n tyd op stilte. Ons moet sy stem. Ons moet sy stem. Ons moet gaan stil. Jy moet sy aangesig gaan soek. Dis in daai tyd wanneer die Here jou hart begin voorkom. Want as jy tyd in sy woord spandeer, dan ken jy sy stem. Want as die Here iets op jou hart lê, dan kan jy sê, as jy 'n stem hoor, dan kan jy dit meet in die woord. Sê maar, is dit in lyn met die woord? Is dit in lyn met die woord? Want jy sien, hoe anders sal jy weet? Hoe anders sal jy weet dat is hierdie van die Here of nie? As jy sy woord nie ken, as jy sy teenwoordigheid nie ken, as jy sy stem nie ken, hoe sal jy weet? Ek wil 'n geleentheid gee om vir 'n oomblik net stil te raak. Dit wat jy ervaar, môre moet toe te maak en sê, Here, ek wil dit verder vat. En sê, Here, ek hoor wat jy vir my sê. Dalk het jy met hierdie vooropgestelde idees gesit en die Here moet homself eers bewys of jy vanmôre sê God is. En vanmôre vra, wat hoor jy? Wat het jy gehoor? Dan wil jy weer mooi toe sit, net om vir die Here te vra, of jy verder te lei, dit wat jy, daai gedagte wat jy vanmôre koester, sê Here, wat gaan ek maak met dit? Praat vanmôre met die Here. Praat vanmôre met die Here, en sê vir die Here, wat gaan jy maak? Wat gaan jy anders te doen? Waar moet jy lewe verander? Jy sien wat, die Here wat ek in jou bid, is 'n beloning, en hy wil jou beloon.
Here, dankie dat ons geleentheid stil kan raak vir U vanmôre. Here, miskien was ons prentjies skeef gewees. Here, my gebed is vanmôre, dalk is die mense wat vanmôre sê, ons sit neer met die Here, maar dit moet so werk, of dit moet so werk, dit kan nie so werk. Vanmôre is my gebed, Here, dat elkeen sal sê, Here, lei my soos U wil. Here, want ek dink so aan hoe Petrus eintlik teen dit gegaan het, want hy dit nie geken nie. Hy het gedink, maar dit kan nie so werk nie, hy kan nie dit doen nie, hy kan ons nie nou 'n vermenging bring. Maar hy besluit om te doen wat U vir hom sê. Here, dit gebeur al groot ding, en dit is dat ons wat nie Jood is, kry ook die toegang, die pad begin stap het. Dankie Here, dankie dat U vanmôre lief is vir ons. Dankie dat U woord sê, maar ek wil jou leer om gaan die weg wat jy moet gaan. My oog sal op jou wees, en ek wil vir jou raad gee. Here, dankie dat ons weet, U is ons raadsman. Dankie dat ons vanmôre weet, U wil met ons praat. Here, my gebed is dat ons prioriteite in die lewe sal gaan hersien, en gaan kyk, hoe lyk my prioriteit, wat is my belangrik, waarin spandeer ek my tyd, waarin spandeer ek my talente, waarin spandeer ek dit wat vir my kosbare waardevol is. Here, kom lei U vir ons, om waardig te wandel, en dit wat U vir ons voorberei. Net soos Petrus, Here, om gehoorsaam te wees op daai dingetjie wat wie staan dalk vleeslik nie, sodat iets groters kan doen. Want daar is 'n ewigheid wat voor ons lê. En U woord sê dat ons moet heen gaan en disippels maak. Ons het 'n opdrag ontvang, Here. Here, help ons om gehoorsaam te wees. Maar Here, ek besef, as ons nie weet wie U is, hoe kom sal ons gaan? Daarom is 'n begeerte in die gebed van my hart vanmôre, Here, dat elkeen U meer en meer sal leer ken, dat die woord 'n daaglikse handleiding sal wees, waardeur U met ons kom praat. Dat elkeen sal sê, Here, soos U wil, nie soos ek wil. Dankie, Here, ons loof en ons prys U, dankie dat U kom vrymaak, dankie dat U kom gesond maak, dankie dat U kom herstel, en dankie dat U gekom het om vir ons 'n lewende en oorvloed te gee. Die lof en eer, Here, kom U toe. In Jesus naam. Amen. Ons kan oorgaan na die nagmaaltafel toe. Vanmôre sê dat as jy vir my gaan vra, wat is die riglyn rondom dit? Dit sê die woord, jy moet jouself ondersoek. En as jy vanmôre in Christus is, jy sê maar Jesus is die koning en my verlosser en my saligmaker, en ek het hom aanvaar, dan kan jy deel hê aan hierdie nagmaaltafel. Want om deel te hê aan hierdie tafel sê maar verklaar dat ek deel het aan die liggaam van Christus. En dat ek verantwoordelikheid vat om uit te gaan en disippels te word. Ek wil vir julle lees wat die woord van die Here sê, ek kan daarvan meld by julle asseblief. Maar die woord van die Here vir ons ook hierso sê. Hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het,
het hy dit gebreek en gesê, neem dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit so dikwels, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Dis die mens wat homself beproef. En ek moet môre sê, dis 'n saak tussen jou en die Here, waar jy vanmôre sê, ek het Jesus aangeneem. Ek deel van Christus. Dan wil ek vir sê, dit 'n kosbare oomblik vanmôre om saam deel te hê aan hierdie dag Christus. Ons sê dit so maklik met die Here, baie dankie Here vir genade, Here. Here, dankie vanmôre vir die geleentheid wat ons het om saam nagmaal te kan gebruik, Here. Vanmôre ons kan verklaar en sê, Here, dat U is die Here wat lewe. Vanmôre sê Here, as ons deel het aan hierdie tafel, Here, wil ons verklaar, Here, dat ons deel is van die liggaam van Christus en dat ons sê, Here, maar hier is ek, gebruik my, leer my, lei my, vat my soos wat U wil, Here. Dankie Here, dat vanmôre was in my lewe is nie klaar met gewees. En ek wil in dit leef. Dankie vir die goedheid, vir die guns. En ons wil die loof, Here, ons wil na prys, die dankie sê, dankie vir die kruis. Dankie vir die kruis, dat hierdie vir ons alles moontlik gemaak het. Ons loof en ons prys, Here, in Jesus naam. Amen. Hartlik dank dat hy brood geneem en gebreek, sê neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Ek dink dat Jesus sê, as jy vir luister hierso, my liggaam gaan vir jou gebreek. My liggaam gaan vir jou aan die kruis hang. En in elke behoefte wat jy mag hê, kan jy na my toe. En die Here bring genesing. Vanmôre sê as jy deel dit in hierdie nagmaal, dat jy vanmôre sê, Here, dankie vir dit wat jy vir my in die kruis gedoen. Voel my altyd so, daar is 'n vleeslike en 'n geestelike kant gewees in terme van die vlees. Ek was dit aan die sap of die wyn, in terme van die bloed. Die bloed het daai geestelike om vry maak en gestoor was. Aan die liggaam se kant sê hy dat hy al ons siektes en ons krankhede het Jesus aan die kruis gedra, sodat ons gesond kan wees. So vanmôre deel dit aan dit. Ons maak 'n spesiale oomblik tussen jou en die Here. Dis al. Dis al. Nou veral as mekaar wag, waar ek kan om help met dit deel. Sê ek kry dat wag ons net vir mekaar.
Kan vir vrou, kom ons staan saam. So jy kan staan, kom ons staan saam, gebruik ons saam. Here Jesus, Here, dankie. Dankie vir die volmaakte lam. Die volmaakte lam wat aan die kruis vir my het gehang. Die prys wat betaal is, wat 'n duur prys was. Ons loof ons prys. My gebed is, Here, dat elkeen wat vanmôre deel dit hier aan net opnuut weer daardie een met U sal beleef. Sê, Here, ek te begeer tot sê, Here, meer en meer soos U. Dankie, Here Jesus. Ons loof, Here, word U verheerlik. In Jesus naam. Amen. Dis 'n plek in jou. Hy sê dan ook, en net so ook, die beker na die ete met die woorde, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. Het sal altyd vir my kosbaar bly om te dink dat die bloed van Jesus was spesiale bloed, het was goddelike bloed. Die Gees kom oor Maria. Die ma en die mama se bloed vermeng. Die bloed was rein. Dit was nie adamitiese bloed. Dit was die sondige bloed. Dit was rein gewees. En dis daardie bloed wat genoeg is om vir jou en vir my skoon te was. Ek weet nie om waar jy was nie. Ek weet nie om wat jy gedoen het tot vanoggend, tot nou toe. Maar ek weet een ding en dit is dat wanneer die bloed van Jesus jou reinig, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Dat jy die krag van die bloed sal ervaar. Wanneer ons môre deel dit in hierdie sak, dit nie net vir jou sal wees, dit is die sak. Maar jy sal ervaar hoe Jesus jou skoon was, sodat jy 'n aanneemlike offer kan wees. Jesus, wat het vir jou. Sê vanmôre hierdie vat. Dis my uitroep vanmôre vir jou. Sê Here, dankie dat U my skoon maak. Dankie dat U my voorberei om wat is sodat ek deel kan hê in die koninkryk van almagtige en heilige God. Die nagmaaltafel is nie iets cheap, dit is nie iets gou-gou nie, dit is nie iets se baie kosbaar opneem. Mag jy vanmôre opnuut weer met Jesus versoen. Deur die bloed van Christus. Here leef by haar, hy skryf in die wyne wat hy sê dat deur die een, hierdie ongehoorsaamheid van een, hierdie dood in die lewe opgekom. Maar net so ook die gehoorsaamheid van een in die lewe gekom. Ek kan vir gaan lees daar uit Romeine 5 vanaf vers 13. Jesus gehoorsaam gebly tot op die einde. Onthou hy in die tyd van Getsemane was, van daai vleeslike stuk Jesus wat gesê het,
Net gesê, Vader, as dit kan, laat hierdie beker by my verby. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Die woord sê ons ons sondaars was, met hy van sy kruis gesterf. Jesus wil 'n pad neerstap, met 'n skoon gewys. En ons dan sien. Here, baie dankie vir genade, Here Jesus. Dankie, Here, dat die bloed van Jesus was my skoon. Die woord sê, was skarlaat en rooi van sonde. En dit sal so wit word soos wol. Dankie, Here, dat U skoon maak. Dankie dat U rein maak. Here, dankie dat as ons in Christus is. En wil ek vanmôre sê, Here, dan is dit ons bedekking. Dan is dit, die woord sê dat ons met Christus bekleed moet wees. En Here, dat ons in die doop saam met Christus sterf en bekleed word. Sodat al wat daar gesien word, is die volmaakte lam se offer wat betaal was vir ons. Here, my gebed is net dat elkeen 'n dieper en dieper verhouding met U sal, nommer 1 sal begeer en dat daar aksie sal kom. En Here, dat die wat om ons beweeg, die voordeel sal trek daarvan en U, Here, verheerlik sal word. Dankie vir genade, Here. Ons loof en prys U, Here, in Jesus naam. Sê Here wat jou vry maak. Here maak jou vry. Jy weet waaraan jou lewe is op verander. En ek wil jou uitnooi om regtig waar vir jou aanspoor. Jou aanspoor om erns aan mee te maak. Maar regtig waar erns te maak met jou verhouding met die Here. Dat dit vir jou meer en meer sal word soos 'n absolute daaglikse ding. Sodat ons gesinnig gesond kan wees. Sodat ons lewens daar buite gesond kan wees. Sodat die koninkryk van die Here uitgebrei kan word. Ons gaan afsluit Ons gaan afsluit met ons staan voor die Here bely dat hy is. Met ander woorde wat ons wil sê, Here, ons het geloof waar dat ons weet is U wat regeer. Met die singing laaste lied, kan jy offergawes in die mandjie voor kon gooi, soos die Here op jou hart lê. 10 offergawes en. Maar ek wil vir jou sê dat as ek die dink in hierdie lied is eintlik baie groot. Te sê dat ons sal vir die Here, ons bely dat hy regeer. Ons sien hom op sy troon en ons wil vir hom lof bring. Ons sê Here, het vir ons 'n voorbeeld kom stel, sodat ons daar kan word. Ek wil vir jou sê die Here wil jou gebruik waar jy is. Maak klaar met die ou dinge. Want die ou dinge steel jou kredietwaardigheid. Dit steel nie dit wat die Here deur jou wil doen. Maak klaar, die vyand kom verwoes. Maak klaar, jy het jou vrygemaak. Jy hoef nie meer vas te vas. Dis dit ek wil. En uitdaging saam met ons te staan. Dis sing ons vir die Here.